tydsbestuur. Is al jou energie daar? Koffie, decaf of chai thee? Vra Wilma vir my. Nou, dis 'n vraag wat ons gereeld in die middag vir mekaar vra, gewoonlik so rondom 3:30 se kant. En baie keer vra ek dit vir haar, ander keer vra sy dit vir my. En dis nie 'n vraag om 'n tydjie te ontspan nie. Gewoonlik is hierdie vraag die vraag om 'n bietjie drinkgoed in te neem, wat ons ten minste psigologies sal dit voel, ons kan nog ons beste lewe voordat ons uitspan van ons dagprogram. En soms voel 'n mens net vasgeloop en dan help so 'n oomblikse verposing, selfs net die ritueel van hierdie drinkgoed maak, dit help 'n mens om 'n ander idee te kry en dan gaan jy weer met hernieude ywer in dit wat jy moet doen. Dis as het ware om diep asem te haal vir die laaste stukkie voor die eindstreep. En natuurlik mag daar nog goed wees wat ons in die aand doen en moet doen, maar hierdie is daai verposing om weer jou energie bymekaar te kry. En dis bovendien lekker om iets te kan lekker drink ook. Dis asof jou energievlakke as het ware optel in hierdie hele proses en die assosiasie met die proses. Paulus skryf in Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Paulus help ons verstaan dat as ek en jy dit wat ons moet doen, verbind aan iets of iemand groter as onsself, dan dra dit meer betekenis en dan gee dit uiteindelik meer energie en dit gee meer vervulling vir ons lewe. So om iets van harte te gee is om jouself daarvoor te gee. Dit beteken dat jy daaraan werk asof daar nie nog 'n môre is nie. Dit beteken dat jou gevoel van genot oorstyg word met die gevoel en blydskap van dit beteken meer, ek beteken meer. Jy sien, soveel van ons dag gaan net gewoon by ons verby, omdat ons nie ons verdiepte energie aan iets gee nie. En tog vind ons baie meer energie en baie meer vervulling daar waar ons ons diepste energie gee. Dis 'n gevoel van lewensbevrediging en dit skep die ervaring van waardevol wees. As ons terugkyk, is dit eintlik nooit tydmors nie. Dis inteendeel asof jou tyd deur hierdie ritueel en deur jou alles te gee van wat ons ook al doen soos vir die Here te doen, asof dit ons tyd meer en meer waardevol gemaak het. So maak nie saak hoeveel energie jy het nie. Gee net die energie waaroor jy beskik vir dit wat jy moet doen, maar koppel dit aan iets groter wat jy moet doen, soos vir die Here, en gee vir die Here al daardie energie. En op die ou end beleef jy baie meer lewensvreugde. Leef geïnspireerd.